Goeiemôre, dit is Sondag die 11de Januarie. Mag jy vanoggend saam met ons God se nabyheid en teenwoordigheid beleef. Ons by NG Gemeente Skatbrug gaan vandag stil staan by Matteus 3 en by Psalm 29 met ons tema God se beloftes van 'n nuwe lewe. Ons gaan hoor hoe God se stem ook vir ons nuwe hoop en nuwe lewe bring. Psalm 27 sê die psalmdigter, die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is my toevlug vir my lewe, vir wie sal ek bang wees? U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Is my ook vanoggend 'n voorreg om jou te groet namens God, en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. En hierdie groet, hierdie genade, hierdie vrede, hierdie liefde, kom van God jou Vader, kom van die Here Jesus Christus, kom van die Heilige Gees, God in en by jou. Ons tema vir die Epifanie-reeks is 'n nuwe jaar met dieselfde beloftes, die beloftes van God wat deur die eeue heen nog by ons is. En dit herinner ons weer aan die woorde van David Nicolaas wat gesê het, God se beloftes is soos die sterre. Hoe donkerder die nag is, hoe helderder skyn hulle. Nou vanoggend gaan ons saam kyk na Psalm 29 en Jesus se doopverhaal in Matteus 3, dat ons besef dat God ook vir ons lief is, dat God ook vir ons nuwe lewe gee, dat God met ons kom praat. Dit is ongelooflik om te sien hoe kinders floreer op hulle ouers se aandag. Dit is ongelooflik om te sien hoe kinders skielik nuwe moed en nuwe krag kry as hulle ouers hulle ondersteun en hulle aanmoedig. As ma en pa langs die rugbyveld, of sokkerveld, of sportveld staan, en vir Jannie of vir Sunny skree, en net die beste in hulle kinders sien, daai ekstra bietjie moeite wat by die kinders kom, die ekstra energie wat hulle kry, as hulle die aanmoediging van ma en pa beleef. Dit is ongelooflik, as mens sien hoe kinderhuiskinders partykeer ongelooflik loyaal is teenoor ouers wat hulle amper nie eens ken nie. Dat kinders vir jou sal vertel, nee, my pa het hierdie wonderlike werk, amper soos James Bond. Hy kan nie nou by die huis wees nie, maar hy kom my môre haal. Hy kom môre terug. My pa is die beste. En dan is dit vir 'n kind wonderlik om by 'n pa te hoor dat hulle die beste is. Kom ons lees Psalm 29 en Matteus 3. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan saam wees as die kinders. Dankie dat ons kan saam luister na die woord in die Bybel. Here, dat ons 'n Bybel het wat ons kan lees. Dankie dat ons kan saamkom as 'n gemeente in 'n kerkgebou en nie hoef bang te wees vir vervolging nie. Ons bid vir hulle wat nie so saam kan kom nie. Here, dankie dat ons elektronies u woord met mekaar kan deel. Dankie dat ons dit dalk waar ons alleen is kan lees en luister en weet ons is steeds deel van 'n geloofsgemeenskap. Mag ons so u nabyheid en teenwoordigheid beleef. Spreek, Here. U kinders luister. Amen. 'n Psalm van Dawid. Gee eer aan die Here, godeseuns. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here. In glansryke heiligheid, die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit reën. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van die Libanon. Hy laat hulle bokspring soos 'n kalf. Libanon, Sirion, soos jong buffels. Die stem van die Here splyt rotse met vlamme. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn by Kades bewe. Die stem van die Here laat wildsbokke lamp, dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê heerlikheid. Die troon van oorvloed. Ja, die Here troon is koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. En dan Matteus 3,
Toe Jesus van Galilea af by die Jordaan aankom, het hy by Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde, ek behoort deur u gedoop te word, en u kom na my? Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe, want het is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. En nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan, en met eens het die hemele vir hom oopgegaan, en die Gees van God het soos 'n duif op hom sien neerdal. Met eens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. God gee vir ons 'n belofte van nuwe lewe. Maar om hierdie nuwe lewe en hierdie belofte te kry, is dit belangrik dat ons God kan hoor. In Psalm 29 word 7 keer gesê, die stem van die Here. Die stem van die Here weer klink oor die aarde. Die stem van die Here in Matteus 3 kom sê dat Jesus sy seun is. Om God te hoor is belangrik vir ons lewens. Nou, een van die bekendste handelsmerke kom uit 1899, dis 'n skildery deur Francis Barrault, en die titel was 'n hond wat luister na 'n grammofoon. Nou, wat met die skildery gebeur het is, daar was 'n hondjie met die naam Nipper, en dit het behoort aan Maak Francis Barrault se broer. En hierdie broer is skielik oorlede, en toe erf Francis die hond Nipper, maar ook sy broer se grammofoonplaat, waarop daar 'n hele klomp opnames van hom was. En dan was dit vir Francis interessant, elke keer as hy hierdie opnames van sy broer speel, hoe die hond sou gaan sit het voor hierdie grammofoonplaat, en luister na die stem van sy baas. En dan later verkoop Francis Barrault hierdie skildery aan die Victor Talking Machine Company. Hulle het grammofoonplate gemaak, en dan verander hulle hom, dat dit hulle grammofoonplaat, of hulle grammofoonmasjien is, wat op die skildery vertoon word. En dan word dit een van die bekendste handelsmerke, His Master's Voice. As ons na 'n kunstenaar luister op 'n plaat of 'n CD of deesdae op 'n elektronies MP3 of selfone, so kan ons ook God se stem hoor in die Bybel, in die woord. In Psalm 29 in die natuur om God raak te sien. Die stem van God is iets waarvoor die wêreld 'n bietjie doof geword het. Wat ons as mense baie keer moet nuut leer hoor en na luister. As 'n seentjie wat nie groente wou eet nie, en sy ma was raad op met hom gewees, en dan einde ten laaste sê sy, maar Jesus hou niks daarvan as jy nie jou groente eet nie. En dan, met die woorde, as hy by die kombuis uitloop en hom by sy bord los, dan slaan haar weerlig daar buite. En toe sy omkyk, dan is die bord leeg en die seentjie mompel so onderlangs, so groot baai oor 'n bietjie groente. Charles Spurgeon het gesê, as ons Psalm 29 regtig wil verstaan, moet ons dit in 'n donderstorm lees. Moet ons besef hoe groot God se verskyning is. Hier waar hy 7 keer praat en sy stem laat weer klink, om mense te laat besef wie hy is, sy grootheid. Maar baie keer is ons geloofsdoof, hoor ons God nie, sien ons God nie. Iemand het gesê, God is altyd tuis. Dis ons wat op 'n uitstappie gegaan het, en nie meer sy stem hoor nie. Ons moet leer om te luister. Want wanneer ons God se stem hoor, gee dit vir ons nuwe hoop, nuwe krag, nuwe lewe, soos vir 'n kind wat deur sy pa of ma aangemoedig word. Daar was 'n jong man wat sy werk verloor het, en nie geweet het wat te kan toe nie. En naderhand het hy dominee gaan sien, en vir die dominee sy storie vertel, en gesê dat hy vir die Here kwaad is. Hy sê, ek het gebid dat God my help, en hy help my nie, en hy antwoord my nie. En die ouer dominee wat oor kan die jongman sit, het saggies iets gefluister. En die jongman sê toe, skus, ek hoor jou nie. En die dominee sê dit weer nie. Die jongman kom nader, hy sê, dominee, ek hoor jou nie. En dan sê die dominee baie saggies, God fluister soms, sodat ons nader aan hom moet kom. Maar God is nie net besig om te fluister nie. God praat nie net af en toe nie. God is eintlik besig met 'n lewendige uitsending van sy woord.
Ja, Psalm 29 herinner ons dan dat God se woord, God se stem oral sigbaar is, hoorbaar is, in die natuur, in mense, in die Bybel. Het is ongelooflik hoe relevant die Bybel is, dat ons baie keer verbaas staan hoe dit wat ons vandag in die Bybel lees, van toepassing is op ons lewe. En ons moet nie verbaas wees nie, want agter die Bybel sit 'n lewende God, wat met 'n lewende gees in ons werk. En wanneer ons God se stem hoor vir vandag, wanneer ons nou hoor hoe hy wil hê ons moet lewe, dan gee dit vir ons nuwe lewe, gee dit vir ons nuwe krag. Ja, gee dit vir ons baie keer na 'n moedelose en uitputtende dag, 'n dag wat ons lewe steel, weer nuwe moed. Gee dit vir ons 'n nuwe manier van opstaan en kyk na die lewe. Hoe weet ek en jy dis God wat praat? Hoe weet ons dat ons die regte stem hoor? Psalm 29 is God se stem groot en kragtig en is dit in die natuur sigbaar, hoor dit, donder weer. As Elia vir God soek, as Elia stil raak en wonder, maar waar is die Here, dan verskyn God by hom in stilte. Nie in die storm nie, nie in die aardbewing nie, nie in die wind nie. Hoe onderskei ons God se stem? Dallas Willard skryf 'n boek wat sê Hearing God, en dan sê hy daar's 3 kwaliteite van God wat ons help om sy stem te herken. Die eerste is God se kwaliteit. Die stem dra gewigtigheid. Dit maak impak, dit bring vrede. Die gees wat agter die stem is. God is nie baie keer hard en dramaties nie. Hy argumenteer nie met ons nie, maar op 'n kalm, liefdevolle manier verseker hy ons dat dit sy stem is. En dan die belangrikste, die inhoud. God gaan nooit vir jou iets sê wat in stryd met sy woord is nie. In stryd met sy karakter is nie. Anders is as wat Jesus in ons geopenbaar het nie. God sal nooit vir jou vertel dat jy waardeloos is nie. God gaan jou nooit vra om teen sy wil, ja, teen sy wet en teen sy aard op te tree nie. Iemand het dit een keer mooi gestel. Hy sê, when a voice consoles us, brings us peace and calm and assurance, brings us to worship, most likely it comes from God, because it draws us toward Him. When a voice leaves us desolate, confused, chaotic, anxious, then it's rarely from God, because it pulls us away from Him. As ons in hierdie wêreld luister, hoor ons God se stem. Hoor ons hoe God ons nader trek en ons deel maak van hom en van sy lewe. Barbara Taylor vertel die storie, sy sê van haar ouma Lucy. Nou, haar ouma sê sy is maar in die dorp vreemd aangekyk, want sy het beide haar bene verloor as gevolg van diabetes, en het nie mooi kunsbene nie, maar soms ek 'n houtstompe gehad waarop sy geloop het, en dan het sy ook permanente donker bril gedra, omdat haar oë nie goed was nie. Maar sy sê, haar ouma was vir haar die wonderlikste mens in die wêreld. Die dorpsmense kon ook baie keer vir ouma Lucy snaaks aankyk, veral hulle wat haar nie ken nie. Sy sê, maar as jy ouma Lucy geken het, sy het van genade en liefde oorgeloop. In haar kas was altyd persentjies vir haar kleinkinders. Haar etes was wonderlik en altyd pudding gehad. En dan as hulle winkels gaan besoek het ouma altyd vir hulle iets gekoop om hulle mee te bederf. Maar sy sê, maar die lekkerste was in die aande, net voor ouma hulle in die bed gesit het. Sou sy hulle met lyfroom gesmeer het en hulle uiteindelik met poeier gegooi het, dat hulle heerlik ryk is, gekielie het. En dan sê sy, when my grandma was done, I knew that I was precious. I was convinced that I was loved, and nothing ever happened to shake that conviction. Dis wat God ook vir ons wil kom sê. God se stem wat vir Jesus sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het, oor wie ek my verheug, is dieselfde stem wat dit oor jou en oor my kom sê. Ja, God is die pa wat sy stem kom gee, dat ons 'n nuwe lewe kan leef. Henry Nouwen sê, ons moet skryf 'n boek, Life of the Beloved,
waarin hy sê dat hierdie woorde van Jesus, wat God sê oor Jesus, is hy seker is ook uiteindelik gesê vir elke mens vir wie God lief het. Dat God vir ons binne-in, saggies, hardop verklaar, jy is my geliefde seun, my geliefde dogter, oor jou verheug ek my. Ja, ons leef in 'n wêreld wat baie stemme het wat skreeu, wat vir ons sê ons is niks werd nie, ons is waardeloos. Baie stemme wat vir ons sê, as ons nie beter doen nie, dan is ons nie iemand wat iets verdien in die lewe nie. God sê, jy is syne. En ons moet leer om na God se stem te luister. Ja, in die donderstorms, in sy almag, in die stilte, in sy liefde. As altyd hierdie stemme wat met ons praat, God en die wêreld. God se stem is altyd daar. Die Gees is daar. Maklik kan ons hom ignoreer. God skree nie so hard soos die wêreld nie. Die wêreld sê, bewys jouself, wys vir ons jy is die moeite werd. Wys dat jy verdien wat jy het. God sê, jy is my geliefde. Uit genade behoort jy aan my. Lang voordat ons ouers, ons eggenote, ons vriende, ons familie ons lief gehad het, het God ons al lief gehad. Ja, en ten spyte daarvan dat mense ons seer maak, het God ons nog steeds lief. God het vir jou gemaak en vir jou gekies. God wil met jou praat. God wil hê dat nuwe lewe hierdie jaar ook in jou sal bruis, as jy sy stem hoor. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, U het ons lief. Ons bid dat ons asseblief deur die Gees daagliks daarvan bewus sal wees. Ja, Here, dat ons U stem sal hoor en dat dit ons sal vul met nuwe krag, nuwe lewe, nuwe hoop, vrede, troos. In 'n wêreld wat moeilik is, in 'n wêreld wat hard skreeu en besig is, Here, hoor ons U baie keer nie. Help ons deur die Gees om stil te word en te luister, om te onderskei en te weet. Ja, Here, om te onthou dat ons koningskinders is. Ons bid dat U asseblief ook ons in ons nood sal bystaan. Here, U ken elkeen se nood, vrees, kommer, uitdagings wat ons nie meer hoop sien of lig sien voor nie. En ons bid, Here, dat U vir ons sal toerus met wysheid, met krag, genesing waar daar siekte is, hoop waar daar wanhoop is, vrede waar daar onvrede is. Here, daar is soveel goed wat ons uitdagings gee, verhoudings, finansies, gesondheid, onrus. Ons kyk na die wêreld om ons en ons sien korrupsie en misdaad. Here, ons sien soveel goed dat ons amper nie hoop het nie. Tog bly U ons hoop. Mag ons ook in hierdie wêreld getuies wees van U koninkryk en liefde. Ons bid saam vir mekaar, ons bid saam vir ons gemeente. Here, ons bid en weet dat U ons Vader is wat ons liefhet. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en vir jou vrede gee. Amen. Free.